Eerstens net namens die familie, Wim, kinders, wil hulle vir almal van julle wat hier is vandag sê, dankie dat julle hier is. Dankie vir julle ondersteuning oor die laaste tyd, dit kom al die vorige keer ook, waar Esther baie siek was. Dankie vir die laaste tyd, al die boodskapies, hulle sê net vir julle dankie, en dankie vir die ondersteuning vandag, en dankie dat julle die moeite gedoen het om hier te wees vandag. Dis kosbaar. Glo my, as jy in die situasie kom, dan weet jy, hulle waardeer het, uit hulle harte uit. Wim, kinders, kleinkinders, is nie 'n lekker dag nie. Maar weet jy wat? In my hart kan ek net sê, ek is bly. Ek is bly vir haar part. Want ek weet waar sy. Ek ken die Esther baie goed. Hulle was jare by ons in die selgroep. En ek kan vir jou nou al sê ook, was dit nie vir Esther nie. Jy dit kom sê, Wim, dit is, was ek nie hier nie. En was dit ook nie vir Johan en Annetjie nie. Hulle was die begin van alles. Hulle het gekom, dis mense met stemme. Dis hoekom jy moet so krities wees as jy na stemme luister. Luister na die regte stemme, dan sal jy die regte dinge doen. Daar's mense wat my op die pad begelei het toe ek 'n jong man was. Esther het gekom en sê, ek moet in die bediening ingaan. Dis waar ek is. Ek het na die regte stemme geluister. Kosbaar. Ons wil net vir julle sê, en ons almal van ons hierso, ons simpatie vir julle. Sterkte vir julle, en mag die Here julle vandag net vashou, en julle net dra, en julle, ja, hy net julle omvou met sy wonderlike liefde. Dit sal goed gaan. En weet, met die vertroosting in julle harte, sy is daar, waar ek en jy nog nie is nie. Dit is kosbaar. Dit is die kosbaarste geskenk wat die Here vir jou kan gee. Jy moet dit net vat. Sterkte vir julle almal vanmôre. Kom ons sit net so en ons sluit die oë. Almagtige Hemelse Vader, ek kom met vanmôre en draai die familie aan U op, Here. Ek vra om vou hulle, Here. Ek hou hulle styf vas vanmôre, Here, en ek bid net dat U vrede oor hulle sal kom nou, Here. Wees hulle ook genadig, Here, en daai Here, U kosbare liefde, Here, weet sal hulle almal vrymaak en sal hulle net weer krag gee vir die lewe, Here. Here, maar ons weet dit is alles nie iets wat verlore is nie, Here. Ons weet waar sy is. En dankie vir Esther, Here. Dit is so kosbaar om te weet Esther is op die beste plek ooit, by U voete, Here, waar sy nog altyd wou wees, Here. Dankie vir haar. En dankie vir Esther, Here, wat U vir ons geleen het vir 'n paar jaar, Here. Ons het haar geniet. Ons kom met haar gesels het, Here, en sy het ons baie dinge geleer en baie wysheid vir ons dinge oorvertel, Here. Dankie vir haar. Dankie vir die kosbare vrou wat sy was, Here. En ons bid net nou, Here, ook vir die woord wat gaan uitkom en die hele verrigtinge, Here, dat U in die seën net oor alles sal wees, Here. En ons net almal by en met ons sal wees, Here. En ons bid dit alles in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil hê ons gaan nou 'n lied almal saam sing. Ek wil hê julle moet almal saam sing. En ek vermoed die woorde sal op die skerm ook vir julle wees. Kom ons staan en ons sing ons hierdie lied hardop saam met Esther. Want dit is haar wense gewees om dit te sing. Maar sit. Ek vertrou elkeen van julle het die begrafnisbriefie gekry. Ek gaan dit nie vir jou lees nie. Dit is iets wat altyd kosbaar is as jy vanaand in die bed klim, dan gaan lees jy mooi deur. Dan besef jy wat al die kinders vir ouma geskryf het, wat al die kinders vir ma geskryf het, en wat pa vir ma geskryf het. Dis kosbare goed wat hier binne staan. Ek gaan dit ook nie alles lees vir julle nie. Dis jou huiswerk vir vanaand. En dit is die kosbaarste ding wat jy kan doen, is om dit te gaan lees vanaand. Ons gaan, die volgorde gaan 'n bietjie anders te wees as 'n normale begrafnisdiens. Dis Esther se wens. En ek gaan begin deur, ek gaan kans gee, geleentheid gee vir sprekers wat iets wil sê, en dan weet jy, Daleen, wie gaan jy eers kom? Daleen, kom jy eers, sy gaan wil ietsie sê, en daarna gaan vir Suzelle, gaan jy dan opkom. Dankie, Daleen, kom. Kom ons hoop ek kan dit doen. Okay. Ons is so dankbaar vir almal wat hier is. Ons weet baie mense het van ver af gekom. Dit is vir ons baie duidelik hoe my ma mense se lewens aangeraak het. En die ene wat ons as 'n familie vasgemaak het, is dat daar's net nie genoeg woorde om te probeer
beskryf wat sy in almal van ons se lewens beteken het nie. Niks wat ons sê gaan regtig genoeg wees nie. My ma was en sal vir altyd die mooiste voorbeeld wees van hoe om regtig te lewe totdat dit jou laaste dag is. Sy het alles met oorgawe gedoen. Veral lief gehad. Niemand was buite bereik van haar hart gewees nie. Sy het 'n liefde gehad wat nie van hierdie wêreld was nie. Dit was onvoorwaardelik en sonder verwagting. Sy het die liefde gehad waarvan ek glo Jesus vir haar sou kon sê, mooi so, goeie getroue dienskneg. Jy het hulle lief gehad soos ek jou gewys het. En die van julle wat Spreuke 31 ken, dink ek sal saamstem, dat dit klink asof dit net vir haar geskryf was. Dis te veel om te lees, maar ek het van die hoogtepunte uitgehaal. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel en nie nadeel nie, haar hele lewe lank. Sy maak wol en vlas bymekaar en sy geniet dit om dit te verwerk. Sy pak die werk aan met krag, haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy werk met die spinwiel, haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes, sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy maak self vir haar dekens en sy dra klere van linne en wol. Sy maak klere en verkoop dit. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. En as sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Lui is sy nie. Haar kinders prys haar en haar man bewonder haar en sê, daar's baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. My ma se grootste begeerte in hierdie lewe was net dat almal wie sy lief gehad het, die Here moes ken. Dat hy ook hulle hoop en verwagting moes wees soos wat hy hare was. En sy het vir elkeen van haar geliefdes gebid. Ek onthou, as sy gebid het, het sy altyd haar oë so styf toegemaak en sy het, ek weet, want ek het geloer. Het was net vir my so lekker om te kyk hoe sy bid, want sy het haar oë so styf toegemaak en sy het met die Here gepraat asof hy net nie naby haar is, nie ver buite bereik nie. Dit was diep en persoonlik as sy gebid het. En sy het dit geniet om hom te prys. En op die dae wat die lewe net te hard gedruk het en sy nie uitkoms gesien het vir omstandighede nie, het sy net op haar gesig voor hom geval en gesê, ag Here, help. En daar's dae wat selfs dit te moeilik was en sy gesukkel het om die woorde te vind. En wat sy net innerlik met hom geworstel het en vir hom gesê het, Here, ek kan nie vandag praat nie. Ek wil net sê ek het U lief. Sy het altyd na hom toe gehardloop. Sy het altyd teruggekom na haar Here toe. En so het sy met gebed ingetree vir almal van ons, vir haar man, haar kinders, en dit sluit haar skoonkinders in, haar kleinkinders, haar sussie en haar gesin. Sy het vir almal gebid, saam met Tannie Petro hulle by Eden Park. Dit was vir haar 'n bediening om vir die mense te gaan bid, en sy het dit so geniet. Dit voel vir ons of sy te vinnig van ons al weggeruk is. Maar wie van ons weet wat God in gedagte gehad het toe hy haar kom haal het? Wie van ons weet die gesprekke wat sy met hom gehad het oor haarself? Ek dink die Here moes gesien het dat sy haar wedloop in hierdie lewe werklik met soveel ywer aangepak het. En op die Sondagoggend van die 10de het sy dit voltooi. Ek verbeel my hoe op daardie dag in die stilte van die oggendure, hoe die engel langs haar bed kom staan het en net gegaan het, hey, dis tyd. En ek weet dat haar gees met groot opgewondenheid uit hierdie ryk uitgespring het, gereed om huis toe te gaan. Maar ek weet ook, ek glo, sy het dalk eers gou 'n draai by die yskas gemaak om seker te maak dat pa genoeg kos het, want sy weet as sy hom los gaan hy happy wees met net pap en patats. Ons maak grappies want ons weet nie regtig wat daai oggend gebeur het nie. Maar ek weet sy het uitgesien na die dag wat haar naam geroep word. Nie met 'n morbiditeit of omdat sy opgegee het in hierdie lewe nie, maar omdat sy geweet het, dit is soveel beter by haar Here. Ek glo sy sou graag by koningin Ester wou gaan sit en praat oor hoe dapper sy was en dat sy vir koning Dawid gaan vertel wat haar gunsteling psalm was en vir hom sê haar pa se naam was ook Dawid. En ek is seker sy sou vir Jakob wou gaan vra watter materiaal het hy gebruik om Josef se kleed te maak. Maar wanneer sy vir Paulus sien,
sal sy vir hom sê, sy verstaan wat hy bedoel het toe hy gesê het, hy moes bly ter wille van die mense. Dat sy, net soos hy verlang het om heen te gaan, maar dat sy, terwyl sy nog hier was, kon sy nog voortgaan met haar vrugbare arbeid. Maar sy is tog so bly sy kan nou rus. Want om te lewe was vir haar Christus. Om te sterwe was vir haar wins. En om by Christus te wees is verreweg die beste. Here, ons eer U vir elke oomblik wat ons met U dogter kon hê. Vir die tye wat sy sterk en gesond was, maar veral vir die tye wat haar gesondheid in die weegskaal was. Vir elke keer, vir elke dag wat U haar nog verder vir ons geleen het, dank ons U. Dit was 'n gift gewees. Dankie vir elke persoon wat hier sit, wie se lewe sy aangeraak het. Wys ons ook, help ons ook om elke dag te lewe asof dit ons laaste kan wees. Help ons, Here, om nie te wag vir tragedie voordat ons regmaak nie, met mekaar of met U. Want in hierdie lewe gaan ons mense verloor, maar ons kan nie sonder U lewe nie, Here. Raak asseblief elkeen van ons se harte aan, dat ons sal weet om gereed te wees vir die dag wat ons ook voor U gaan staan. Amen. Dankie Darlene, wat 'n kosbare woorde is dit nie. Soos ja, jou beurt. Môre almal. Ek het geweet niks wat ek gaan sê gaan enigiets oortref wat haar dogters of haar kinders of haar familie kan sê nie. Ek was net soveel haar dogters soos enigiemand anders, maar ek het net met die beplanning van die begrafnis iets op my hart gehad en ek het gevoel almal hier vandag moet dit hoor. Nie net oor Ma Esther nie, maar dit is van toepassing in almal se lewens. Daar is 'n Portugese sêding, saudade, wat beteken a deep longing for a moment, person or time that will still live in your heart. Vir elkeen van ons is daar 'n miljoen oomblikke wat ons deel met die belangrikste mense in ons lewens. Meeste van daardie oomblikke is verlore in tyd, omdat ons net nie alles kan inneem of kan stoor in ons gedagtes nie. 'n Handvol van daardie oomblikke word herinneringe waaraan ons vasklou. Terwyl iemand nog in ons lewe is dit iets wat ons naby aan hulle hou en ons verhoudings versterk. Maar wanneer iemand weg is, word dit saudade. In die soektog vir foto's van my skoonma, wat my skoonma uitbeeld. Die dinge waarvoor sy lief was en die dinge wat haar Esther gemaak het ek besef dat daar 'n leemte is. Nie net in ons lewe nie, maar ek glo in almal se. Daar is soveel groot en klein details van haar wat ons almal graag wil onthou. Maar dit is net herinneringe en oomblikke wat ons wens ons kan met mekaar deel. Om haar lewe te eer. Vandag wil ek by julle kom pleit. Neem die foto. Neem jou man af waar hy by sy werksbank sit. Al is hy besig met niks nie, want dit is waar hy homself net ground. Dit is waar hy homself vind, sy stilte. Neem jou vrou af waar sy met die mekaar hare en nagklere in die hoekie sit en boek lees, want dis haar stilte tyd. Neem jou ma af waar sy met slippers en koffie in die tuin ronddwaal. Neem jou oupa af waar hy blokraai sit en doen, al is dit oudtyds of outdated, of dis net 'n doodgewone oomblik, dis niks vreemd nie. Die buitengewone goed, ons hou ons maklik en ons wil dit graag afneem. Maar die doodgewone, onbelangrike, elke dag geite, wat ons nie aan dink om af te neem nie, is die dinge wat ons die graagste wil onthou, wanneer daar die doodgewone goed ophou gebeur, wanneer iemand nie meer hier is nie. Hier kom die moeilike stuk. Ek wens ek het my skoonma afgeneem, terwyl sy my kinders bad, en hoor hoe lag hulle. Ek wens ek het my skoonma afgeneem, waar sy my skottelgoed was, want haar hande het nooit skeef gestaan nie, en sy weet ons almal het min tyd en baie werk om te doen. Ek kan nie eers sien nie. Ek wens ek het haar afgeneem, waar sy met haar rug lê en Bybel lees, na die deur toe, waar sy dink niemand sien haar nie.
Ek wens ek het hom meer saam met Janko afgeneem. Want hy is te klein om te onthou. En nou is dit ons werk om haar herinnering by haar kleinste kindjies lewendig te hou. Met min foto's. Moet nie eendag hier staan en sê ek wens, soos ek nie. Neem hulle af, neem alles af. Want eendag sal jy terugkyk na die doodgewone dinge wat eintlik besonder was. Dit klink amper so Salomo, wyse woorde daai hoor. Doen dit. Ons het nou reg ook die gesprek gehad. Waar is die foto's? Ek sê as ek nou die dag, ek het nou die voorbeeld gewees, as ek nou die dag omval, wat gaan julle op die brief sit? Daar's nie 'n foto nie. Neem my foto's. Daar's slimfone, baie goeie kameraatjies, doen dit asseblief. Jy sal nooit spyt wees nie. En nou kom ons by die belangrikste deel. Dis die woord wat Ester in haar hart gehad het vir julle. Haar woord aan my, deur Wim aan my is, sy soek nie 'n begrafnisdiens nie. Sy wil nie hoor van die blommetjies en daai goedjies nie. Sy wil weet, dat die dag is, vandag as jy hier uitstap. Jy is wedergebore, jy is gered, jou naam is in die boek van die lewe geskryf, jy is 'n koningskind. Dis Ester se hart vir julle van vandag. Baie sal sê, ja, ons het dit al gedoen. Daar is dalk vir iemand wat hier sit wat dit nie gedoen het nie. Nou, ek gaan Ester se wens sal ek, dis nie net Ester se wens nie, dis God se wil, dat elkeen van ons nie verlore sal gaan nie. En dis waar die preek gaan vandag. Dit mag miskien baie keer hard klink, maar is nie dit nie. Ek wil hê jy moet mooi luister, wat die woord van God oor jou sê vandag. Ek gaan met jou praat vandag. Ester het klaar die wedloop voltooi, sy is waar moet sy wees. En ek begin in Efesiërs 1 en in vers 4. Daar sê hy vir ons, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, voordat hierdie aarde bestaan het hy ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. Wat sê dit vir ons? Voor die wêreld, die hele aardbol en soos ons hom ken, die heelal geskep is, het hy jou beplan. Hoe kosbaar is dit? Hy het jou beplan, hy het gaan sit, het gesê presies, Ester, jy gaan so lyk, jy gaan dit doen, jy gaan dit doen, jy gaan dit doen, en hy gaan 'n perfekte, en hy het 'n perfekte verhaal of 'n storie oor haar lewe geskryf, hoe sy moet wees. Maar daar's altyd 'n keuse. Gaan jy daai pad volg, of gaan jy jou eie pad volg? Ons het self kinders. Party van hulle kort bietjies, en dan net bietjie, op die pad gesit word. Die Here se wil vir jou is, dat dit wat hy vir jou beplan het, dat jy dit sal doen. So maklik is dit. En dan vergeet ons baie keer die tweede gedeelte, daar waar hy sê, julle is uitverkies in Jesus Christus. Wat beteken dit? Ons is almal, en ons weet dit, jy is uit sonde uitgebore. Jy word gebore in sonde, jy moet uit daai sonde uitkom. Hoe kom jy uit die sonde uit? Jy moet jou hart vir die Here gee, jy moet wedergebore word. Dis wat gebeur, dit is wat die uitverkies beteken hierso. Jy is uitverkies, jy moet Jesus Christus aanneem as jou saligmaker en verlosser. En dan sal jy gered wees. Dis vir die woord, en dit is geskryf voor die grondlegging van die aarde. Hoe kosbaar is dit nie? Baie van ons sê nie, maar God die Vader het gesien, die kinders het afgedwaal, nou gaan hulle almal verloor, en nou gaan ek vir Jesus stuur. Nee. Hier het hy voor die grondlegging uit geweet, ons gaan dit nie maak nie, ons is mense, ons is swak. Hy het dit geweet. Hy het dit voor die grondlegging bepaal. En sê dan, en sy hart is vir ons almal, dat ons almal sal heilig lewe, en heilig word soos hy heilig is. Dis die kosbaarste woorde wat ons kan aandink. En ons moet dit net glo. Al wat jy vandag moet doen, dit wat ek jou uit die woord uit gaan lees, glo dit, doen dit, en hou daarby, en jy sal gered wees. Hou vas, hierdie is net die begin, want daar's, ek kan eintlik die hele Bybel vir julle kom lees, dan het julle die volle verhaal gekry. Ek haal net klein stukkies uit, om het korter vir julle te hou. Dan gaan ons terug na Ester se beste boek wat sy van gehou het, Psalms toe. Gaan ons na Psalm 139 toe. Luister nou verder, wat sê die Here oor jou? Ester is nie hier nie, ons praat nou, basies nou met ons wat hier staan, met myself, ek praat eintlik met myself vanmôre. En ek gaan vir julle lees in Psalm 139, daarvan af vers 13. U het my gevorm en aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Wie het jou gevorm? Wie het jou aan mekaar geweef? God Almagtig.
besef jy nou wie's jy? Besef jy wat is jou identiteit in die Here? Jy's kosbaar. Ek wil vir jou sê, jy's kosbaar. Dawid gaan verder en hy sê, ek wil U loof, Here, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Selfs Dawid het sê, wow, hoe kry jy dit reg om 'n ou soos ek te kan maak? Jy kan dit ook vandag vir jouself sê. Jy's spesiaal. Jy lyk, jy sien een van julle wat dieselfde is nie. Julle lyk almal anders. En julle is almal ewe mooi. Almal ewe slim. Dit is almal perfek gemaak. Dan gaan hy verder. Geen been van my was vir U verborgen, toe ek gevorm is, waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is in die diep van my moeder skoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Wow, die Here het jou al gesien, jy was nog nie eens gebore nie. Toe het hy jou gesien, en toe het hy gegaan, toe gaan weef vir jou moeder, soos, in die baarmoeder, soos ons dit vandag sal sê, weef vir jou aan mekaar. Vorm jou presies soos hy jou beplan het, voor die tyd. Nou kan ek en jy, ek sal nou daarby kom, ons kan nie meer sê wat ons wil sê nie, oor onsself nie. Jy mag nie meer sleg sê van jouself nie, mag nie. Want God het jou gemaak, jy is perfek gemaak. Dan gaan hy verder daar, in vers 17 sê, hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Die Here het net wonderlike gedagtes vir jou. En dis wat ek hier vir jou gesê het hierso. Jy moet onthou, jy mag nie meer sê, ek is niks werd nie. Ek is daai ou wat in die agterspeen, soos ons op die plaas praat, gedrink het. Nee, jy's nie 'n swakkeling nie, jy's nie lelik nie, jy's nie onbevoeg nie. Nee, jy's 'n koningskind, jy's perfek gemaak deur God die Vader. Gebeur daar dinge op jou pad wat nie reg uitwerk nie? Ja, hoekom? Partykeer is dit ons wat die ander pad gekies het. Partykeer is dit ons wat die verkeerde pad gevat het. Maar God is altyd genadig. Hy sal altyd vir jou wag en sê, my kind, kom net terug. En dit as jy terugkom na hom toe, hou hy niks teen jou nie. Hy hou niks teen jou. Hy vergewe jou in totaliteit. En dit verstaan ons ook baie keer nie. As jy aan verkeerde dinge gedoen het, dan kan ons sê, maar ek kan nie na die Here toe terugkom. Jy kan. Hy het jou gemaak. Dit was sy hart van die begin af, dat jy sy kind sal wees, en dat hy perfekte plan wat hy vir jou uitgewerk het, sal volg, stap vir stap. Dis wat sy plan was. En daai vers is so kosbaar te sê, nee, die Here het my wonderbaarlik gemaak. Die woord wonderbaarlik kan jy gaan opkyk, wat beteken dit alles. Perfek, presies. En dan, hoe wonderlik is die gedagtes oor my? Wat se gedagtes het God oor jou? Het jy al die gesprek met hom gehad? Dis tyd dat ons die gesprek met die Here het. Dan sal baie sê, maar ek hoor nie die Here se stem nie. Nee, elke persoon hoor die stem van die Here. Elkeen. As jy sê, maar ek hoor hom nie soos ek met jou praat nie. Nee, gaan lees die Bybel. Soos jy die Bybel lees, praat hy met jou. Heilige Gees is in jou. Hy gaan jou elke woord sê wat God die Vader sê. Hy gaan vir jou intree. Hy is jou helper, dis ook nie hy gestuur is. En ons moet dit begin besef, alles is in plek gesit, alles is presies uitgewerk. Ons moet net inval by sy plan. Hoe kosbaar is dit? En dan die ander vers wat ek vir jou wil voorhou, en julle ken hom almal, dit is seker die bekendste een. Verloor ek ook die helfte. Jeremia 29 vers 11, almal ken hom uit jou kop uit. Wat sê die Here vir ons daar? Ek weet wat ek vir julle beplan het. Wat? Voorspoed. En nie teëspoed nie. Hoekom kry ons teëspoed? Dalk het ons na die verkeerde stemme geluister. Dalk het ons die Here nooit gevra nie. Hoe sal ons weet? Sulke dinge gebeur met 'n rede. En jy moet altyd eers na jouself terugkyk, asseblief. Leer dit vandag by my. Kyk altyd eers terug na jouself. As jou besigheidstransaksie verkeerd gegaan het, kyk eers na jouself. Was my fout. As iets in die huwelik fout is, man, dan kyk eers na jouself en dan kyk jy na jou mooi vrou. Soos dit, moenie na stemme luister nie. Dan sê hy verder daar, en hy stop nie daar nie. Hy sê, ek het vir jou toekoms. Waar is die toekoms? By God die Vader, waar Esther nou is. Hy het vir jou toekoms. En dan sê hy verder, hy het vir jou verwagting. Daai verwagting is, dat jy hoop het, dat jy die ewige lewe sal beerwe. Hoe kosbaar is dit nie? Dis wat God die Vader vir ons het. En dan kry jy nog steeds mense, wat het verwerp. Gooi dit uit een kant, Jesus bestaan nie, God is 'n mite. Allerlei stories, dan praat hulle van die persoon daarbo, hulle weet nie wie is God almagtig nie. Hulle weet nie wie is hy nie. Hulle verstaan nie wie is jy en hom ook nie. En baie van ons verstaan ook nie wat sy autoriteit is in my en jou nie. Dit wat Jesus gedoen het, kan elkeen van julle doen. Glo julle dit? Julle kyk my so, jy moet kan doen wat Jesus gedoen het. Staan in die Bybel.
Ons moet dit net oefen. Heilige Gees is ons gegee om dit te kan doen. Dis hoekom Ester, sy het soveel mense aangeraak, want sy was ingestel op die stem. Nou ek sê altyd, wil ek die stem hoor. Jy hoef nie so die stem te hoor nie, die stem is in jou. Ekskuus, ek verloor nou die mikrofoon ook. Die stem is in jou, Heilige Gees sit hier. Het is net so ver wat jy moet luister. Daai gedagte wat jy opkom, as dit nie in lyn is met die woord nie, ignoreer jy dit. As dit in lyn is met die woord van God, dan doen jy dit. Daar wat ek nou gesê het, Ester het vir my die bediening oopgemaak. Johanna Annetjie het met daai tyd daar in die kerk op die rangorde ingebring. Daar sit, wat se naam hulle? Wat vergeet ek nou jou ma se naam? Tannie, daar by die gastehuis. Sy het vir ons die gastehuis oopgemaak om 'n kerk te begin. Ons het na die regte tannie, dit is presies soos dit in plek val. Jy moet net luister. En dit alles is gebaseer op die woord van God. En dis is wat Ester gedoen het. Sy het gedoen wat die woord sê, en dis so. Dis hoekom sy baie keer verkeerd opgevryf is, want dis hoe sy was. Daar was nie kort paadjies nie, daar was nie afdraai paadjies nie, dit was reguit gewees. En as mens verder ook daar lees in Efesiërs 1, die tweede gedeelte, wat net so kosbaar is, dat hy sê, in sy liefde, en deur sy genade, gaan hy ons deur Jesus Christus 'n tweede kans gee. Dis my weergawe. Jy kan net na die Vader toe gaan deur Jesus Christus. Deur geloof, om te glo wat Jesus Christus vir jou gedoen het op aarde, dat hy gesterf het in die kruis, opgestaan het, opgevaar het in die hemel, en dat hy lewe. Dis soos jy dit weet. En dis hoekom hy so kosbaar is in die eerste gedeelte sê vir jou, jy moet sorg dat jy 'n kind van die Here is. Jou naam moet in die boek van die lewe staan. Nou, hoe kry ek dit reg? Baie maklik. Ek gaan dit vir jou, hierdie kan ek maar eers net so uitlos, want hier staan nog net hoe kosbaar hy is. En ek wil ek net vir jou sê ook hierso, die Here het niks ontsien toe hy jou beplan het nie. Die Here het niks agterweë gelaat nie. Hy het nie jou gemaak wat iets wat kort nie. En daai storie wat hy oor jou lewe geskryf het, daai plan wat hy vir jou gehad het, was 'n suksesstorie, 'n suksesplan. Ester het haar suksesstorie uitgeleef. Sy het nie 10 meter voor die wenpaal gaan stop en gesê, ek is nou klaar nie. Nee, sy het geleef tot die laaste oomblik. Dis wat ek en jy moet doen. Kom ons leef tot die laaste oomblik. Maar ons leef in die wil van die Here. Niks anders nie. Ek en jy moet ook iets vandag vir onsself kan sê. Ons is die trots van God. Kan jy dit sê? Doen nie dinge reg, dat jy kan sê, ek is 'n trotse kind van God. Jy moet dit kan sê. Jy moet verder kan sê, ek is die eiendom van God. Ons het nou gehoor, hy het jou gemaak, hy het jou mekaar geweef, hy het jou beplan. Ons mag nie meer sê, ons is nie dit nie, of dat nie. Ons is geliefde kinders van die Hemelse Vader. Ons is sy oogappel, soos hulle altyd sê. Dis hoe kosbaar ons is. En dit vat net, dis een stap van geloof, deur te glo wat Jesus Christus gedoen het. Dit met jou mond te bely en met jou hart te glo. En jy sal gered wees. En soos Ester se wens vir ons was ook, dat dit 'n bekeringsdiens sal wees, en dit gaan uitlei op 'n bekeringsdiens. En dan gaan julle almal kans gee daarvoor. Deuteronomium 30:19, wat staan daar? Daar staan die Here sê, ek hou vandag jou voor, die lewe of die dood. Jy kies. Jy gekies, het jy die lewe gekies of het jy die dood gekies? Het jy die Here se pad gevat of het jy jou eie pad gevat? By ons lyk of jy wis oor hulle is, want hulle het die verkeerde pad gevat. Hulle was nie gehoorsaam aan die Here nie. Leef net in die wil van die Here, en ek daag jou uit vandag. Kies om die pad van die Here te stap. Kies vandag die Here. Dis wat ek vir jou wil voorhou vandag. Moenie dat dit verbygaan nie. Want wanneer kom die Here Jesus weer op die wolke? Ons weet nie. Nou, vanaand, môreoggend, as jy slaap, wat dan? As jy nie reg gemaak het, wat dan? Want die moeilikheid. Ons gaan nie moeilikheid hê nie. Nie een van julle wat hier sit vanoggend, as jy uitstap, sal sê, ek is nie gered nie. Want ek gaan jou die kans gee. Dis was Ester se wil, dis my hart ook. Ek sal gedaan by ons in die kerk hier op die plaas, jy sal bekeer wees, jy sal die Here dien, jy sal alles kan doen wat Jesus gedoen het. Dit is sy hart, en dis wat Ester uitgeleef het. Aan al haar kinders, jy kan dit sien. Jy kan hoor wat hulle sê. Hulle praat mooi, nie net mooi woorde, hulle praat goddelike woorde. Dit is so kosbaar om dit te kan hoor. En as ons daar lees in Romeine, en dit is waar ek wil mee begin afsluit, Romeine 10 vanaf vers 9, en dis al wat jy moet doen. Romeine 10:9 sê, as jy met jou mond bely, jy moet dit sê,
Jy kan dit nie in jou kop dink nie, jy moet hardop sê. Dat Jesus die Here is en met jou hart glo. Waar is jou geloof? Jou hart in jou hart. Waar is die helpers in jou hart? In jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered wees. Nou vra ek vir jou vanmôre, wil jy gered wees? Wie wil nie gered wees nie? Jy moet vorentoe kom, ek gaan die hande oplê en ek gaan vir jou definitief bid. Want niemand sal verlore gaan nie. Niemand, nie een van julle is te kosbaar. Dan gaan hy verder. Met die hart glo ons en met die woord word ons vrygespreek. En dan sê hy, met die mond bely ons en ons word gered. Jy moet glo, jy moet dit spreek. Die Here wil dit hoor. Dis so. Jy weet wat die lekkerste daarvan is, jy dit so bely en hardop sê, en dan hoor jy ou duiwel dit ook. Dan besef hy, los maar hierdie ou uit. Ek kan niks aan hom doen nie. Hy's 'n koningskind. Sy pa sal hom beskerm. Hoe kosbaar is daai nie? Nou is dit altyd die vraag is, daar's baie van julle. Ek glo nie, hier is een van julle nie, want julle almal was vriende van Esther. Maar as jy iemand is vanmôre, wat sê ek het nog nooit die Here aangeneem nie. Ek het nog nooit geloofbelijdenis afgelê nie. As jy hier is vanmôre, ek onthou jou. Jy hoef elke kerk steek ons jou hand op of 'n groep jou vorentoe. Jy hoef dit nie te doen vanmôre nie. Al wat ek vir jou vra, as jy daai persoon is, of jy is 'n persoon, ek dink aan myself. Ek is op 17 jaar as ek daar in die hervormde kerk was, ek voorgestel, aangeneem en alles en alles en alles. En toe het ek weggeraak vir 42 jaar. Toe het ek die Here nie eens geweet waar is hy nie. Ek het nie geweet hy bestaan nie. Ek het nie eens die Bybel gelees nie. Dink jy ek sou hemel gegaan het? Ek sou nie hemel toe gegaan het. Ek sou hel toe gegaan het. Want ek was nie in die wil van die Vader nie. Dis wat ek vir jou wil. As jy op daai geval is en jy sê, ja, ek het my hart vir die Here gegee, ek het die geloofsbelijdenis doen, jy het bekering deurgegaan, maar ek het flou geword. Die vuur is uit my uit. Dit is die tweede geval. En dan kry jy ons die ander wat hier sit en sê, ek is elke Sondag in die kerk, maar vandag twyfel ek. Jy hoef nie te twyfel nie. Ek gaan saam met jou 'n gebed doen, dat jy nooit weer hoef te twyfel, waar jy nie gaan nie. Ek wil hê, daar waar julle sit, daar is van julle wat weet wat wedergebore kinders van die Here is. Ander is nie. Ek wil hê almal met julle oë toe maak. Ek gaan 'n gebed vir julle voorsê. Jy bid dit saam met my. As dit vir jou is wat ek bid, en jy bid die gebed tot God die Vader, dan sê hy, sal jy gered wees. Kom ons sit neer, ons maak die oë toe. Vader, so jy kan agter my aan sê, Vader, ek kom vanmôre en ek bely, ek is 'n sondaar. Ek vra Vader, vergewe my. En dankie Vader, dat ek nou my vergifnis kan vat. Vader, ek spreek nou met my mond, wat ek in my hart glo, dat Jesus Christus vir my gesterf het, dat hy opgestaan het uit die dood, hy lewe. Ek dank U daarvoor, Vader. Dankie dat ek nou kan sê, ek is wedergebore. En ek vra Vader, vul my met die Gees, dat ek U wil sal doen. Dis my gebed, in Jesus naam. Amen. As jy die gebed gesê het, of jy hom nog nooit gesê het nie, of hom al reeds gesê het nie, vat jou Bybel, jy mag in 'n Bybel skryf, skryf voor in daai Bybel, die dag en die datum, die dag het ek my hart vir die Here gegee, en dan skryf jy onder, ek is 'n koningskind van vandag af. Ek is gered, soos die woord sê, ek is gered. Elkeen van julle, wat hy gebed gespreek het, veral as jy die eerste keer dit ooit gedoen het, wil ek jy daai persoon of persone, sorg dat jy môreoggend, 10:00 of 9:00 by 'n kerk aanmeld, en sê, hier's ek, leer my die volheid van God. Dis wat jy moet doen. Dis Esther se hart, wat sy vir julle wil sê vandag. Hoekom is dit Esther se hart? Want sy wil julle almal weer sien. Hoe kosbaar is dit? Gaan jy Esther nou weer sien? Ja. Na hierdie gebed sal jy haar weer sien. Stap net in die wil van die Here. Ek wil net daar stop. Ek sal later afsluit met gebed en ek wil hê julle daar waar julle sit, gaan ons nou vra dat hulle vir ons 'n video speel wat vir ons opgestel is. En daarna sal ons verder gaan met die res.
spyt wees. Ek gaan nou net namens die familie 'n paar bedankings doen. Het is altyd kosbaar om te hoor wat hulle sê en vir wie is hulle almal dankbaar. En hierdie is 'n Wim wat dit geskryf, Wim. Hierdie is baie besonder, hoor. Jy kan net so 'n digter word. Nee, nee, dit is uit jou hart uit en ek gaan dit vir die mense so voorhou. Eerstens aan Clinton en Daleen, waar die oggend vinnig die nodige reëlings getref het en bystand gelewer het tydens die hele proses die oggend. Clinton vir die video, weet dis jou werk daai. Jy kan dit maar doen, hoor. Daleen vir die blomme en die ander hulp en die reëlings. Hulle waardeer dit opreg. Trevor, Lenny, vir al die reëlings en die hulp wat julle gedoen het ook. Ek gaan nie in detail ingaan nie, daar's baie goed hier geskryf. Die opstel, druk van die pamflette, alles perfek. Dankie vir julle. Christo en Jolanda, Landie, vir die mooi uitstalling. So mens net kyk bietjie daar buite as jy instap. Lees bietjie, kyk bietjie voor. Nou verstaan 'n mens wie se kinders was hulle. Dit kom van hulle maar af, daai kinders om dit te kan doen. So kosbaar. En dan vir Christo en Jolandi, dankie ook vir die kar wat julle beskikbaar gestel het vir almal om te kan mee ry. Nico, Suzel, vir al die logistiek en die behartiging van die reëlings wat julle getref het, hier by die kerk ook en julle gasvryheid om almal te huisves, wat almal dan slaap het om te kan slaap. Dankie daarvoor. Elria, Michelle, ek weet nou nie wie is julle twee nie. Waar is julle? Kan ek julle twee sien? Ja, is julle. Alright. Vir julle twee ook, vir hulle blomme in die uitstalling en die hulp, ondersteuning, want julle alles weer, wat julle met Lenny mee gehelp het en bygestaan het. Dankie vir julle. En dan aan jou Doxa, ek het nou met Mercia gepraat en ek het nou daar so die worship leader ontmoet daar agter in die kamer. Dankie, dit alles perfek geloop het. Dankie, sê vir hulle dankie vir die pragtige gebou wat ons kon geleen het. En nou Amos, ek het nou met Amos gepraat. Amos is nou alweer uit. Ek het gedog, ek het in die Bybel gelees, hy is al dood, maar ek sien hy lewe nog, hy's terug. Nou Amos, hy's agter, net in sy afwesigheid vir hom ook sê dankie vir wat hy altyd hier vir Esther gedoen het en waar hy bygestaan het en gehelp het, wat hulle ook al gedoen het. Dankie Amos. Bertus en Elzaan vir die skenk van die Proteas. Proteas is 'n ander storie. Ek en Mim kan daaroor lag, ons weet waar die Protea begin het. Na 'n woord van kennis wat uitgegaan het oor hulle. En die volgende week het hulle die vliegtuig geklim Kaap toe. Kosbaar. Luister net na die stem van die Here. En aan almal van julle wat hier is, almal van julle boodskappe, julle telefoonoproepe, julle omgee, julle waardeer dit opreg van julle. En dan aan al die 8 kinders, dis net die groot kinders, dis nie die kleintjies nie. Pragtige kinders, Clinton, Daleen, Trevor, Lenny, Christo, Jolandi, Nico, Suzel, almal van julle, luister aandagtig na die volgende. Ek moet sommer net vertaal het asof Esther dit geskryf het. Want dit is soos dit hier is. My grootste waardering en dank, jy het altyd maar op die hande gedra en geen moeite ontsien om met haar wat sy ook al doen nie. Sy het altyd met trots en verwondering en opgewondenheid van julle gepraat. Dankie vir die ongelooflike kinders wat julle is. Mag die grondslag wat sy in julle lewe gelê het, aanhou deurspoel, sodat julle mekaar en as familie ook verander tot groot seën kan wees. En elkeen van julle het maar iets gelos, mag julle dit nie agterlaat en julle nie julle hoop en verwagting laat. In julle hoop en julle verwagting mag julle dit uitleef daarin. Mag die mooi kamaradie wat tussen julle is en nou weer in hierdie tyd so duidelik na vore gekom het, met julle raakvat, julle vermoë, julle organisasie, julle beplanning nooit verbreek nie. Julle is 'n span duisend. Dra mekaar, verdra mekaar. Omdat ons meer en meer besef, tyd is baie kosbaar. Dit weet ons. Wees lief vir mekaar en doen moeite met mekaar. Julle is awesome en ek is baie lief vir julle. En dan is die heel belangrikste. Nou moet die kleintjies luister. Ek weet, kleintjie, ek het nooit geluister as ek 'n kind was nie. Al die kleinkinders, luister wat oupa vir julle sê hierso. Dis nou vir Tristan, Chanel, Haper, Johan, Celine, Janko, ek hoop jy het die regte name reg uitgespreek. Mag julle iets van ouma onthou en altyd saam met julle dra. Dit wat sy vir julle geleer het, dra dit saam met julle. Mag julle inspirasie wees deur die groot liefde wat sy vir julle gehad het. Sy was ongelooflik lief vir elkeen van julle. Sy het die spreekwoord uitgeleef dat jou kleinkinders jou alles word. Want julle was ouma se alles. Mag julle ook haar liefde uitleef en mag julle band tussen julle en die neefies en niggies net so sterk word.
Julle elkeen is bitter spesiaal en besonder en dierbaar. Dankie vir elkeen van julle se bydraes, ook op die blaadjie. Julle kan dit lees en in die uitstallings en daar waar julle die pamfletjies en die geskenkies uitgedeel het. Ons is baie lief vir julle. Oupa. Nou het ons amper aan die einde gekom, maar ek wil nou soos Wim altyd sê, my vriend, kom hier na boontoe, kom sê wat op jou hart is. Dankie my vriend. Ek het nou vir ons al die bedankings gedoen. Wie sit mense vandag wat 'n mens nie bedank het nie. Maar uit my hart uit en uit ons familie se hart uit, een en elkeen van julle wat hier is kosbaar gewees en is nog steeds kosbaar in ons oë. Ons waardeer julle elkeen. As ons dalk nog nie hier met 'n bedanking vorendag gekom het om vir julle dankie te sê nie, julle is nie gemis nie. Weet dit net uit ons hart uit, is julle vir ons kosbaar en belangrik. En dan, almal is bedank, maar niemand het vir Frikkie dankie gesê nie. Frikkie, ons kom 'n lang pad, my maat, en snaakse draaie en snaakse paaie, maar dit was als die moeite werd, en dankie dat ons op jou nommer weer kon druk, om die laaste wense uit te voer. Dankie vir jou en Marinda se vriendskap, en vir dit wat ons vir mekaar kon beteken in die jaar. Waardeer julle. Dankie. Ja, dankie Wim, en soos ek in die begin gesê het, is kosbaar wat hulle in my lewe gedoen het. Ons staan in 'n bediening van Tannie Susanna af, deur my, amper sê my geestelike ma en pa, wat my op die regte pad gelei het, en uit die koshuis het kom haal het gesê, boetie, jy moet nou op die kerkraad kom dien, tot Esther wat gesê het, die gastehuise tent is oop, kom preek. En dit doen ek tot nou toe. En ek sal nie ophou nie. Dankie. Ek prys die Here vir julle. En ek sê dankie dat elkeen van julle wat hier sit gered is. En die ewige lewe is joune. Hou vas daaraan, dit is kosbaar. Ja, ons gaan, voor ons uitstap, wil ek net reël, as ons gaan almal staan, dan gaan daar lied speel, dan gaan ons die familie eers laat gaan, en daarna die res, en dan word julle uitgenooi, om saam met hulle te kom lekker kuier, moenie net gaan nie, kuier lekker, eet lekker goed, daar's lekker eetgoed vir julle gereël, en weer eens, dankie vir julle ondersteuning. Dit is kosbaar, almal van julle. Ons sit net daar en maak die oë toe. Die Here sal julle seën, sê hy. Hy sal julle beskerm. Die Here sal julle tot redding verskyn en julle genadig wees. En die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Dankie Vader, dat ek nou die priesterlike seën oor elkeen van hierdie kosbare kinders van U kon spreek. Dat hulle dit sal vat, Here, en weet, dis U eiendom, Here. Seën ons almal. Here, daar waar ons gaan in die week en in die toekoms, beskerm ons, Here, maak ons toe met die kosbare bloed van Jesus Christus. En dat ons elke dag sal leef as oorwinnaars, deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ons eer U vanmôre daarvoor en dankie vir alles wat U in ons lewe gedoen het. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.